Welkom by die luistermeditasies vir Epifanie. Vandag is Dinsdag, 13 Januarie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Psalm 147, vers 12 tot 20 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou in hierdie oomblik in. Sit dit wat jou gedagtes besig hou, jou program vir die dag, jou selfoon selfs, vir 'n oomblik op sy. Kom tot rus hier. Neem die oomblik om dieper asem te haal, langer te vertoef, en vra die Gees van God om jou hier te ontmoet, jou te voed en te lei. Die gedig van Koos van der Merwe, Sal U my dra, word ook vandag my en jou gebed. O God van tree en tye, sal U my kom lei. O Heer, my skree, my sweye, dit roep dat U sal bly. O bly in my verdwaaldheid, my honger en my nood, gee my U gehaaldheid en bring U lewensbrood. O God van lig en lewe, sal U my leegheid vul. Ek dors na U groot vrede, kom maak my storm stil. Want U ken al my skadu's, my twyfel, al my vrae. Sal U my nooit verlaat nie, o Heer, sal U my dra. Amen. Psalm 147, vers 12. Loof die Here Jerusalem, prys jou God Sion. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as. Hy laat die haalstene reën. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Maar op sy bevel smelt alles weer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrif en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Prys die Here. Loof die Here, prys die Here, sê die Psalm. Nie omdat alles volmaak is nie, maar omdat God teenwoordig is in die dinge wat ons nie self kan beheer nie. God bou, sê die teks. Hy maak heel. Hy tel die sterre en elkeen se naam. En tog buig God af na die plekke van mense. Hier is 'n God wat sneeu soos wol strooi, ryp soos as uitdeel en koue stuur wat byt. Maar ook 'n God wat sy woord stuur en alles laat smelt. Psalm 147 herinner ons, God se krag is nie onpersoonlik nie. Dis 'n krag wat sorg, wat versorg, wat voed, wat beskerm. En dan sê dit ook vir ons dat God praat. Nie net in natuur en skepping nie, maar in woord, in belofte, in 'n stem wat ons leer om te leef, hoe om te hoop, hoe om te vertrou. Die grootste geskenk van hierdie Psalm is nie die sneeu of die sterre nie, maar die nabyheid van 'n God wat homself bekend maak en vir ons hierdeur sê, jy is nie vergete nie. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik hieroor na te dink. Waar sien jy tans tekens van God se sorg in jou lewe? Veral hier aan die begin van die nuwe jaar.
dink hieroor na en skryf dalk 'n gedagte of twee hieroor neer. In watter deel van jou lewe wag jy dat God se woord iets wat koud en hard is, moet laat smelt? Waar het jy weer God se warmte, selfs sy warmte wat laat smelt, nodig? Praat met God in gebed hieroor. In die laaste oomblik van gebed en nadenke, nooi ek jou uit na 'n oomblik van lof. Bring dit waaroor jy God vandag wil prys voor hom. En laat dit toe om ook vandag en in hierdie oomblik vir jou 'n vorm van vertroue te word. Kom ons bid saam. Skepper Here, leer my om te loof, nie net met woorde nie, maar met 'n lewe wat vertrou. Here, dankie dat U wat die aarde geskep het, my ken en naby aan my bly. Amen.